Kom ons roep die Here aan in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons wil U vanoggend loof en prys vir wie U is. So baie keer vanoggend deur die liedere wat ons gesing het, het ons gehoor hoe barmhartig en genadig U is. En ons wil U absoluut loof en prys net vir wie U is. Here, U is goed en aan U liefde en aan U genade is daar net absoluut geen einde nie. En ons wil dit saam met die psalmdigters ook vanoggend bely. U gee aan ons in ons Here Jesus Christus dit wat ons glad nie verdien nie en dit wat ons glad nie op aanspraak kan maak nie. Ons loof en prys U ook vir U woord wat ons binnekort gaan saam lees. Ons loof en prys U dat U dit goed gedink het, dat U wil hê ons moet U ken en U het in die woord genoegsaam U bekend gemaak dat ons U kan leer ken, dat ons kan weet hoe ons verlos kan word en hoe ons in 'n verhouding met U kan leef. Ons wil U ook dank vir hierdie pragtige skepping. Ons wil U dank vir die reën wat sopas begin val het en vra dat die plante en die gewasse sal groei en dat U so ook vir opbrengste sal sorg. Ons weet dat dit nie maar net toevallig is of deur natuurwette dat hierdie goed gebeur nie, maar dat U self die een is wat die reën laat val, dat U self die een is wat die gras en die gewasse laat groei. Wil U nou saam met ons wees wanneer ons uit die woord lees? Mag ons harte en ons gedagtes oopgebreek word vir U woord en mag dit wees soos saad wat op vrugbare grond val en baie goeie vrug lewer, dat hierdie by ons sal bly en dat die Heilige Gees dit by ons gedagtes sal oproep wanneer ons nodig het om dit weer te hoor. Ons dank U vir alles wat U vir ons doen en ons vra dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, julle kan julle Bybel saam met my oopmaak by Psalm 51. Ons gaan daar die hele hoofstuk saam lees en ek hou dit vir ons voor in die 83 vertaling. Daar's nou geleentheid vir die wat graag in hulle eie Bybels wil oopmaak. Psalm 51, ons lees daar die hele hoofstuk. Vir die koorleier, 'n psalm van Dawid, na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom gekom het oor sy oorspel met Batseba. Wees my genadig, o God, in U troue liefde. Wis my oortredings uit in U groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus regverdig. U uitspraak is dus reg en U oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil hê ek moet lewe. Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap ervaar en vreugde belewe. U het my verbrysel. Laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en U Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is. Laat my U weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat U van mens verwag, dat die sondaars hulle tot U sal bekeer. Red my van ondergang, o God, my redder, dat ek kan jubel oor U verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om U lof te verkondig. 'n Offer vra U nie, anders sou ek dit bring. 'n Brandoffer wil U nie hê nie,
die offer wat U wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Laat Sion U liefde en U goedheid ondervind. Herbou tog die mure van Jerusalem. Dan sal die offers wat voorgeskryf is weer vir U aanneemlik wees. Offerdiere wat heeltemal verbrand word. Dan sal hulle weer bulle op U altare offer. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Broers en susters, voordat die prediking van die woord nou gaan plaasvind, gaan ons soos ons in die banke saam sit, Psalm 25 sing, en daarvan verse 3 en 5. Broers en susters, soos ons die Psalm gelees het, glo ek dat u kon sien dat deur die hele Psalm hoor ons die noodkreet van 'n sondaar. En wanneer 'n mens ook bietjie fyner lees, dan sien 'n mens egter ook raak die wonderlike genade van die Here. En wanneer 'n mens dan nog 'n bietjie fyner lees, dan sien 'n mens raak die reaksie van die sondaar op die Here se genade. En broers en susters, dit is hierdie 3 dinge waarop ons vanoggend in die besonder gaan fokus. Die noodkreet van 'n sondaar, die genade van die Here, en dan die reaksie van die sondaar op die genade van die Here. Ons kyk in die eerste plek na die noodkreet van die sondaar. Nou soos vroeër gesê, ons hoor reg deur die Psalm die noodkreet van die sondige koning Dawid. Ons kan eintlik hierdie eerste hoofpunt baie mooi opsom met die woorde: O Here, wees my tog genadig. Maar voordat ons nou verder gaan en hieroor praat, is dit nodig dat ons bietjie kyk na die agtergrond van hierdie Psalm.
Meeste van die psalms het nie 'n baie duidelike agtergrond nie. Ons weet nie presies in watter omstandighede dit geskryf is nie. Maar hier in vers 1 en 2 hoor ons die omstandighede waarbinne hierdie psalm geskryf is. 'n Psalm van Dawid, na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Batseba. En nou gaan ons bietjie terug en ons vra, maar wat het gebeur voordat Dawid hierdie psalm geskryf het? Dawid se manskappe was besig om oorlog te voer teen die Ammoniete. En Dawid het eendag op sy dak gestaan en toe het hy gesien hoe Batseba bad. En hy het die sondige begeerte gehad dat sy syne word. Al was sy getroud met een van sy generale, Uria. Maar Dawid het besluit en hy was vasbeslote dat hy vir Batseba gaan laat haal. En op die ou einde slaap hy saam met haar. Maar nou sit hy nog met die probleem van haar man Uria. En hy gee bevel dat Uria op die voorpunt van die oorlog moet wees, daar waar die geveg baie kwaai is, en dan later met die manskappe hulle self onttrek, sodat Uria sal sterf. En so word koning Dawid, die koning van die nasie, skuldig aan oorspel en moord. En nou byna 'n jaar later stuur die Here die profeet Nathan na Dawid toe. Maar Nathan val nie net met die deur in die huis en sê vir Dawid, jy het gesondig en jy moet bekeer nie. Nee, hy vertel vir Dawid 'n gelykenis wat hy hoop Dawid so aan die hart sal gryp dat Dawid daadwerklik tot berou sal kom. En so gaan die gelykenis. Daar was 2 manne in 'n sekere stad. Die een man was ryk en die ander man was arm. Die ryk man het baie klein vee en beeste gehad, maar die arme man het maar net een ou ooilammetjie gehad. En hierdie ooilammetjie was vir hom besonder spesiaal. Dit het saam met sy kinders groot geword, uit sy beker gedrink, op sy skoot aan die slaap geraak. Eendag ontvang die ryk man besoekers, en hy besluit, hy gaan nie een van sy baie beeste of sy baie klein vee vat en dit offer nie, maar hy besluit, hy gaan hierdie een man se ooilammetjie steel en hom eerder offer. En toe Dawid hierdie gelykenis hoor, toe word hy briesend en hy sê, so 'n man moet sekerlik sterf. En toe sê Nathan vir hom, maar Dawid, jy is daardie man. Die Here het jou as koning gesalf. Hy het jou gered uit die hand van Saul. Hy het die huis van Juda en Israel aan jou gegee en hy sou selfs nog meer van jou gevra het. En toe bely Dawid, ek het teen die Here gesondig. En Nathan sê vir hom, maar so het die Here dan ook jou sonde vergewe. Selfs al moet die kindjie wat vir jou in Batseba gebore is, nou sterf. En dit is vanuit hierdie konteks dat Psalm 51 vir ons gebore is. Vir 'n baie lang tyd het Dawid sy sonde weggesteek. Maar dit het dinge net erger gemaak. En ek dink elkeen van ons kan dit van harte bely. Wanneer ons sonde wegsteek en dit eerder nie wil bely nie, dan voel ons hoe swaar dinge op ons hart weeg. Dawid se sonde het, toe hy dit nie bely het nie, by hom gespook. Sy hele lyf het as dit ware gepyn. Die Heilige Gees het dit baie swaar op sy hart gelê, dat hy van hierdie ding moet bekeer, dat hy tot berou moet kom, en eers dan sal hy weer vryheid kan beleef. En op die ou einde besluit Dawid, ek gaan nie meer my sonde wegsteek nie. Ek gaan dit nie meer probeer regverdig nie. Ek gaan dit nou voor die Here bely. En Dawid sê dat alhoewel hy besef dat hy teen Batseba en teen Uria en teen sy hele volk gesondig het, maar hy sê vir die Here, teen U alleen het ek gesondig. En daarmee bedoel hy, Here, U is die uiteindelike een teen wie ek gesondig het. Ek het teen U wette gesondig.
ek het teen U in opstand gekom, eintlik het ek U totaal en al verraai. En dan soos ons saam gelees het, hoor ons dat Dawid sê, dat hy al met sonde besmet is, toe hy in die moederskoot was. En hierdie is ook die geval met elke kindjie wat gebore word. Die aaklige nagevolge van ons eerste ouer, Adam se sonde, is dat elke kind met 'n sondige natuur gebore word. En uit daardie sondige natuur vloei sondige dade. Maar Dawid sê nou nie hiermee dat hy daarom nie die skuld dra vir sy sonde nie. Hy beklemtoon net hoe erg die sonde is. Broers en susters, dink hoe wonderlik is die dag wat 'n babietjie gebore word, wanneer jy hoor hoe hy huil en sien hoe pragtig hierdie wonderwerk is wat die Here gegee het. En tog het daardie sondige baba 'n sondige natuur. En nou vra Dawid, en ons hoor dit in die openingswoorde, hy vra dat die Here genade aan hom sal toon. Dis asof hy vir die Here sê, Here, ek verdien nie U genade nie. En dit wat ek nodig het, kan ek nie vir myself gee nie. Maar wil U tog aan my gee wat ek nodig het? Wil U tog aan my gee wat ek eintlik glad nie verdien nie? Eintlik verdien Dawid dat die koningskap van hom af weggeneem word. Eintlik verdien Dawid om die doodstraf te kry, want hy het gereël dat iemand doodgemaak word. En eintlik verdien Dawid om totaal en al deur God verwerp te word. Maar hy bid egter dat God aan hom sal gee wat hy nie verdien nie. Dat God as dit ware nie op sy sonde ag sal slaan nie, dat hy dit nie sal raak sien nie. Dawid smeek die Here dat hy nie sy aangesig vir hom sal verberg nie, dat hy nie sy teenwoordigheid sal wegneem nie, dat hy die Heilige Gees waarmee hy gesalf is om as koning te dien, nie van hom af sal wegneem. En nou wil ons vandag in die besonder op 3 dinge wat Dawid vra fokus. 3 dinge wat hierdie noodkreet van Dawid so mooi saamvat. Dawid vra in die eerste plek, wis uit my oortredings. Dan sê hy, was my skoon van my skuld. En in die laaste plek vra hy, reinig my van my sonde. Nou hierdie 3 woorde, oortreding, skuld, sonde. Dit alles dui op iemand wat moreel besoedel voor God staan. Hy staan voor God met klere wat besoedel is deur die sonde. So iemand mag eintlik nie voor God staan nie en moet eintlik deur God verwerp word. Beide die woorde oortredings en skuld dui daarop dat iemand anders optree as wat God van hulle verwag. So iemand kom in opstand teen die Here se gesag. En dan is dit veral die woordjie sonde waarop ons moet let. Ja, baie keer gebeur dit dat ons in 'n oomblik van swakheid, in 'n baie kort oomblik sondig. Maar ons moet baie mooi onthou wat sonde eintlik is. Sonde is nie net 'n glipsie hier of daar nie. Dit is nie net swak oordeelsvermoë nie. Nee, sonde is die mens wat vir homself afvra, maar hierdie ding wat ek nou wil doen, wat verkeerd is in God se oë, is dit die moeite werd om dit te doen? Is dit die moeite werd om dit te doen en my verhouding met die Here skade te doen? En na 'n proses van denke, sê die mens ja, dis die moeite werd om hierdie te doen. Dit, broers en susters, is wat sonde is, en dit is hoe vieslik dit is. Maar Dawid vra dat hy van hierdie dinge skoon gewas en gereinig sal word, dat God dit vir hom sal uitwis. Die woordjie reinig laat ons baie dink aan wat in Sagaria 3 gebeur. In Sagaria 3 kla die Satan die hoëpriester Jesua aan. Die klere wat hy aangehad het, lees ons, was liderlik bevuil. Maar die Here sê dat hy hom vergewe en dat hy skoon klere vir hom aantrek. Die woordjie skoon was gebruik Dawid,
gebruik dit op so 'n wyse dat hy homself byna as 'n geestelike melaatse man sien. Daarom dat hy later vra dat die Here hom, soos die 53 vertaling sê, met hyssop sal ontsondig. Nou hyssop was 'n tipe takkie, en hierdie takkie het die priesters gebruik om water of bloed op iemand wat byvoorbeeld melaats was of 'n velsiekte gehad het besprinkel het, om so te sê, jy is nou rein verklaar voor die Here. En dit is wat Dawid begeer. Dawid begeer om weer rein voor die Here te staan. Maar dan is dit veral die woorde uitwis wat baie merkwaardig is. Ons kan dit ook vertaal met vee uit. Dis asof Dawid sê, indien daar 'n boek is waarin daar rekord is van al my sondes, vee dit uit, Here, maak dit tot niet, gee vir my 'n skoon bladsy. Ja, Dawid pleit om die Here se genade en vergifnis. Maar nou moet ons baie mooi onthou, Dawid sê nie hier aan die Here dat hy sy verlossing verloor het en dat hy nou daarvoor terugvra nie. Ons bely op grond van die Bybel en ons bely dit ook in ons belydenisskrifte, 'n gelowige verloor nooit sy verlossing nie. 'n Gelowige kan wel die vreugde van sy verlossing verloor. En dis waarvoor Dawid vra. Hy vra, Here, mag ek weer beleef hoe wonderlik dit is om 'n verloste te wees. Mag ek weer die vreugde van 'n verloste ervaar. Wat ons moet baie mooi onthou, en ek dink elkeen van ons kan ook daarvan getuig, wanneer ons sondig, voel ons nie vreugde of vrede in ons harte nie. Ons voel asof ons nie meer God se kinders is nie. Ons is nog sy kinders, maar dit voel nie so nie. Ons moet eers ons sondes voor die Here bely, dit voor hom oop en bloot maak, en dan ervaar ons weer vreugde. En wat baie merkwaardig is Dawid vra aan die einde van die Psalm dat die Here Sion sal verlos. Dawid is baie goed daarvan bewus dat die sonde van 'n koning 'n baie groot effek het op die seëning van die Here op die hele volk. So hy vra nie net dat hy ter wille van homself vergewe sal word nie. Hy vra dit ook ter wille van die volk. Hy vra dat die mure sterk sal staan teen moontlike invallers. Ons het nou baie lank gepraat oor die noodkreet van Dawid, oor Dawid wat sê hoe sondig hy is en wat die Here smeek dat hy hom sal vergewe. Maar ons gaan nou in die tweede plek kyk na die wonderlike, absolute genade van die Here. Dawid het nou sy sonde bely. Hy het besluit hy gaan dit nie meer wegsteek nie, hy gaan dit bely vir wat dit is. Met totale opregtheid, met totale ootmoed en nederigheid bely hy dat hy die Here met sy gedrag verraai het. Maar nou sien ons die Here se absolute genade. Wanneer Dawid vra dat die Here genadig is, voeg hy iets by. Hy voeg by die woorde, in u troue liefde. Of soos die 53 vertaling sê, na u goedertierenheid. Dis asof Dawid vra, Here, moet my nie vergewe op grond van wie ek is nie, want dan gaan ek nie vergifnis ontvang nie, maar vergewe my op grond van wie u is, en op grond van dit wat u beloof. En ons hoor wie die Here is in 'n pragtige stuk in Eksodus 34. Terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here, ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde. Let mooi op die woorde wat hier gebruik word. Die 3 woorde, ongeregtigheid, oortreding en sonde. Dis dieselfde 3 woorde wat Dawid vra dat die Here sal uitwis, dat hy hom daarvan sal reinig en sal skoon was. En honderde jare later, nadat die Here hierdie woorde aan Moses bekend gemaak het, is die Here nog steeds getrou. En Dawid vra, Here,
wees wie u is. Tree op grond van wie u is en op grond van wat u beloof het. Nie op grond van wie ek is nie. Want dan sal die saak totaal en al verlore wees. Dawid sê ook, wis uit my oortredings in u groot barmhartigheid. Here, omdat u my innig liefhet, wis dit uit, vee dit uit, daardie rekord wat opgeskryf is in 'n boek, laat dit weg wees. In 'n ander Psalm, in Psalm 103 sê Dawid dat die Here se liefde so groot is, dit is so groot soos die afstand tussen die hemel en die aarde, dis onmeetbaar. En daar sê Dawid ook dat wanneer 'n mens sy sondes bely, die Here dit verwyder so ver soos wat die ooste van die weste van mekaar af is. Maar nou baie belangrik om te onthou, die Here is ook regverdig. En die Here sou regverdig gewees het, indien hy nie Dawid se sondes uitgewis het nie. Indien hy gesê het, nee Dawid, ek gaan jou vir al hierdie dinge laat boet. Maar waarom kan Dawid genade ontvang? Waarom ontvang elkeen van ons genade, al verdien ons dit nie? En die antwoord lê opgesluit in ons Here Jesus Christus. Dit is op grond van dit wat hy in ons plek kom doen het, dat ons genade ontvang. Dat ons sondes uitgewis word. Dat ons skoon gewas word, dat ons gereinig word. Dawid vra in hierdie Psalm dat die Here nie sy aangesig, met ander woorde sy teenwoordigheid van hom af sal wegneem nie. Maar wat het daar aan die kruis op Golgotha gebeur? Die Vader het sy eie seun verlaat. Hy het sy gesig weggedraai van hom af. Sy teenwoordigheid weggeneem, sodat dit nooit, maar ooit met ons hoef te gebeur nie. In Hebreërs 10 lees ons die wonderlike woorde, dat Jesus se een offer aan die kruis so genoegsaam is, dat dit ons volkome verlos van al ons sondes. En dan voeg die Here by, alhoewel hy alwetend is, hy die doelbewuste keuse maak om nooit weer aan ons sondes te dink nie. Dit is uitgewis, uitgevee. Die prys is betaal. En in Christus is ons ook skoon gewas. Nie met die bloed van hyssop wat priesters op die mens sprinkel nie, maar met die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus wat op ons gesprinkel is, so sê Petrus in sy eerste brief. Hoe wonderlik om te weet dat ons skoon gewas is, dat die Here ons skoon was van al ons sondes. Ons lees in 1 Johannes 1 vers 7 tot 10 dat die een wat sê dat hy nie sonde het nie, homself mislei, maar die een wat sy sonde bely, die Here is getrou en regverdig om daardie persoon te vergewe en hom van alle ongeregtigheid te reinig. Ons moet baie mooi besef dat wanneer ons sondes by die Here bely, hy nie net vergewe nie, maar hy was ons skoon. Dit is asof dit nooit gebeur het nie. Skoon bladsy. 'n absolute nuwe begin. En in ons Here Jesus Christus is ons gereinig. Ons hoor in Jesegiel 36 vers 25, ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van julle onreinheid en van julle afgoderry. Ons sondes is afgewas. En ons het 'n nuwe hart ontvang, 'n hart wat elke dag al hoe meer geneig word daartoe om God te dien. Dit is wat in ons binneste gestort is deur die Heilige Gees. Hoe wonderlik en hoe merkwaardig om al hierdie dinge te besef, broers en susters. Maar ons moet besef dat daar ook 'n verantwoordelikheid op ons is. God is altyd bereid om ons te vergewe, om ons skoon te was, om ons weer die vreugde van ons verlossing te laat beleef. Maar ons moenie ons sondes wegsteek nie. Ons moenie ons sondes probeer versag of afwater of verskonings maak en sê, ja, maar ek het deur 'n moeilike tyd gegaan,
ja, maar daar was baie druk en baie stres, die Here verstaan dat ek hierdie sonde gepleeg het. Nee, ons gaan na die Here toe en sê, Here, dit is my sonde, geen verskonings, ek bely dit, vergewe my, reinig my, was my skoon, vee dit uit, wis dit, totaal en al uit. Ons hoor so mooi dat Dawid in hierdie Psalm sê, die Here soek nie leë offers nie. Nee, wat die Here eintlik soek, is 'n opregte hart. Iemand wat na hom toe kom en sonder om dit weg te steek sê, Here, hierdie is my sonde, dis vuil, dis vieslik, dis aaklig, maar dit is nie groter as u genade in Christus nie. Ons het nou gepraat oor die noodkreet van die sondaar en ons het gekyk na die wonderlike, absolute genade van die Here. En nou in die laaste plek kyk ons na die reaksie wat 'n sondaar op die Here se genade moet hê. Dit is nodig dat ons vra, hoe moet ons reageer? Hoe moet ons reageer wanneer die Here ons vergewe en ons hierdie absolute blydskap kan ervaar met die wete dat ons met God versoen is, dat niks ons van sy liefde kan skei nie. 2 dinge staan in die besonderheid. Ons moet bid, soos Dawid, dat die Here 'n rein hart in ons sal skep. En in die tweede plek moet ons oortreders die weg van die Here leer. Wanneer Dawid vra dat die Here 'n rein hart in hom sal skep, vra hy vir niks anders nie as 'n wonderwerk. Want alleenlik die Here kan 'n rein hart in die mens plaas. Dawid sê in soveel woorde, dis nie vir my genoeg om net vergewe te wees nie. Ek wil daagliks hernuut word, sodat ek daagliks al hoe meer die sonde haat en u al hoe meer liefhet, sodat ek al hoe minder in sonde val, maar al hoe meer in heiligmaking groei. En dis waarvoor ons ook moet bid. Dis iets wat ons self nie kan doen nie. Ja, wanneer ons meer in die Here se woord lewe, wanneer ons meer bid, wanneer ons die nagmaal gebruik, wanneer ons die gemeenskap van gelowiges geniet, so maak die Here, so plaas hy, so maak hy ons harte reiner, maar op die ou einde is dit net hy wat dit kan doen. En nou moet ons ook baie mooi onthou, vanweë ons sonde, vanweë die feit dat ons dalk baie keer vir 'n lang tyd in sonde volhard, word ons gewetens maar afgestomp. En dis ook iets waarvoor ons moet bid. Ons moet bid, Here, maak my weer sensitief vir die sonde. Mag ek weer sien hoe aaklig dit is, sodat ek al hoe meer na U toe kan hardloop en vergifnis kan ontvang. Maar Dawid voeg nog ietsie by. Hy sê, ek sal sondaars U weer leer. Met ander woorde, ek sal ander mense ook leer hoe wonderlik U is. Dat hulle sondes na U toe moet neem, dat hulle dit nie moet wegsteek of moet afwater nie, maar dat hulle dit moet bely en weet dat hulle vergifnis en weer die vreugde van verlossing sal ontvang. En ook ons moet dit doen. Ons moet so dankbaar wees wanneer die Here ons van ons sondes verlos het, dat ons ander mense wat op 'n verkeerde pad is, in liefde sal regkry. En dis hier waar die tug inkom. Maar die tug van die kerk kan so maklik misbruik word. Dit kan so maklik voorkom as ek wat uit die hoogte na iemand anders toe kom en sê, nee broer of suster, ruk jouself nou reg, jy tree nie reg op. Terwyl dit nie is hoe ons dit doen nie. Die tug is een sondaar wat genade ontvang het, wat na 'n ander sondaar toe kom en sê, broer of suster, ek is soos jy, 'n vuil en 'n vieslike sondaar, maar ek het genade ontvang. En ek wil hê jy moet ook jou sonde bely en ook daardie genade ontvang. Ons is in dieselfde bootjie. Om af te sluit, broers en susters, ons moet altyd ons sondes na die Here toe neem. Ons moet dit nie afwater nie. Ons moet dit nie sagter maak as wat dit is nie. Ons moet dit erken vir wat dit is. Maar ons doen dit met die wete dat die Here genade aan ons sal bewys.
dit is vir ons beloof op grond van wat Christus vir ons gedoen het. En dan moet ons met vreugde en in liefde ander mense op die pad help wat die pad duister geword het. En dit, broers en susters, is die boodskap van Psalm 51. Mag dit ingang in ons harte vind. Mag ons sommer hierdie Psalm bid. En mag dit so deel word van ons lewens dat ons dit nooit vergeet nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons bely dat ons so gereeld die dinge doen wat ons nie moet doen nie. En ons bely terselfdertyd dat die dinge wat ons moet doen, ons dit nie doen nie. En ons bely dat buite U daar geen geestelike gesondheid in U is nie. Maar daar is genade vir ons op grond van wat ons Here Jesus Christus vir ons gedoen het. En ons vra dat U altyd so in ons harte sal werk, dat ons nie verhard sal word nie, dat ons gewetens nie verder afgestomp sal word nie, maar dat ons altyd sensitief sal bly vir ons sondes. Dat ons dit sal bely, met die wete dat U vergewe, en dat U weer vir ons die vreugde sal gee, wat vir 'n verlossingskind bedoel is. En ons bid dat ons tog nie daardie wonderlike vreugde vir onsself sal hou nie, maar dat ons aan ander mense sal verkondig, hierdie is die weë van die Here, ons wil hê jy moet ook daarin wandel. Ja, Here, ons vra hierdie dinge in diepe afhanklikheid, met die wete dat ons dit nie self kan doen nie. Ons kan nie self tot sonde besef kom nie. Ons gewetens kan nie self weer skerp gemaak word nie. Ons kan nie self weer sensitief vir die dinge van U woord gemaak word nie. Dit alles moet van U Heilige Gees kom. Mag ons hom daarom nie uitblus nie. Mag ons hom daarom nie bedroef nie. Maar elke dag onsself al hoe meer oefen in die woord, in gebed, in gemeenskap van die heiliges, sodat ons juis meer sensitief vir U dinge sal word. Here, ons bid dat U saam met ons op hierdie opstanding Sondag sal wees. Ons bid dat ons verder sal groei in U woord en iets sal beleef van die rus wat in die ewigheid vir ons wag. Ons bid vir mense wat deur beproewing gaan, of dit nou fisies is en of dit nou emosioneel is. Ons bid dat daar waar krag min is, U sal gee dat hulle met arensvlerke sal vlieg. Daar waar siekte is, daar verligting of genesing sal kom, soos dit U wil is. Daar waar daar teëspoed is, geduld sal kom. Daar waar daar woede is, vergifnis. Daar waar daar hartseer is, troos. Want U is die Vader van ontferminge en God van alle vertroosting. Ons bid veral vir die familielede van Suster Susan Libbe wat oorlede is, dat U in die besonder hulle in hierdie tyd sal troos. Ons bid vir hierdie gemeente. Ons dankie dat ons nog in 'n land lewe waar, alhoewel ons baie keer gespot word vir ons geloof, ons nog sonder hindernis eredienste kan bywoon. En met dit wat ons vanoggend gehoor het, wil ons veral bid vir die kerk oor die wêreld, daar waar hulle vervolg word. En ons bid dat U dieselfde gesindheid in hulle harte sal plaas wat in die vroeë kerkvaders was. Daardie mense wat vervolg is, gemartel is vir hulle geloof, dat die marteling nie die kerk sal uitsterf nie, maar inteendeel, dat dit mense vrymoedigheid sal gee, maar as ander mense so sal ly vir die Here Jesus, dan wil ons dit ook doen. Gee in die besonder aan hulle krag en genade. Ons vra al hierdie dinge met die wete dat U eintlik al hierdie dinge reeds weet, en dat U meer kan doen as wat ons ooit kan dink of bid. En ons vra, Here Heilige Gees, dat U hierdie gebed sal neem na ons hemelse Vader toe, en dit sal volmaak maak, want ons weet al ons gebede is nog steeds met sonde besmet. Aan U drie-enige God kom toe al die lof en al die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.